Om klas te gee is een manier om die wêreld te sien. Ek is Ilana Afrika Bredenkamp en jy is by Kosa, die program waar Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, hulle stories met ons deel. Vandag kuier ons in Suid-Korea waar twee jong Suid-Afrikaners Engelse klasse gee. Alles is neon. Ja. Hulle is neon bedingings. Elke gebou is neon ligte oral. As dit donker word, dan ek dink satelliete tel Korea eers op. En dan gaan ons na 'n land waar daar min Suid-Afrikaners is, Libië. Daar moet ons nog 'n onderwyser wat al 'n paar jaar se ervaring in die buiteland agter die rug het. Hallo Suid-Afrika. My naam is Jenny van Huisteen en ek woon hierso in Noord-Afrika in Tripoli, Libië. En ek voel heeltemal gemaklik hierso, eintlik as 'n Christen. Ek word wakker natuurlik elke oggend met die Adaan wat hulle uitroep om te kom bid. Maar vir my is dit eintlik 'n doodnormale ding nou om dit te hoor en dan weet ek waar ek is. Ek is nou in Libië, ek is nou in Tripoli. Ons begin in Suid-Korea. In 1948 is Korea in twee verdeel, 'n noorde en 'n suide. Vandag is hulle twee aparte lande, kultureel en polities. Suid-Korea het vir westers, so het dit al hoe belangriker geword om Engels te kan praat. Ek het Suid-Afrika verlaat Oktober 2012. Dus ek was Thailand toe, het ek daar skool gegee en toe Suid-Korea toe 2014. Ek wou altyd reis in die wêreld sien en toe besef ek okay, maar dis nou of nooit en skool gee is die beste manier om te reis. Vir jong avontuurlustige Suid-Afrikaners, Vanus en Hannes, beteken dit 'n geleentheid. Hulle het maklik sosiaal aangepas. Hulle ruil stories uit met studente en sodoende leer hulle meer van die kultuur. Maar daar was aanpassings wat moeilik was. Veral die kos, die reuke, alles is anders, proe anders, het voel anders, die weer is even anders. Winter is winter, maar dit is nie Suid-Afrika winter nie, dit is 'n ander winter. So aan die begin was dit bietjie van 'n aanpassing, om nuwe kosse te probeer, lekker spicy kos. Dis baie anders. Daar's vleis byvoorbeeld vir Suid-Afrikaners is vleis groot. Jy kry nie regtig beesvleis hier nie, lam hou hulle ook nie van nie. Hulle het so 'n dis wat hulle koop en dan verment hulle dit. En dan gooi hulle allerlei spices by. Dit is terrible. Hulle noem dit kimchi. Dit is letterlik al dit is saam met elke ete. Yes, maar soos jy aankom, vat maar 'n happie die eerste keer en die volgende keer maar 2 happies, want as jy groot gaan die eerste keer, gaan jy 3 dae in die badkamer spandeer. Ja nee, ons Suid-Afrikaners in rooi vleis. Wel die weer natuurlik is 'n ander storie. Vanus het geleer ski en doen dit so gereeld as moontlik. Hannes is 'n ware seun van Afrika. Sover, kyk, ek het nog nie 'n winter ervaar nie. Ek is baie bang vir die winter. Ek en koue doen goed nie. Maar ek gaan nie ski probeer. Ek's 'n groot ou, so ek weet nie hoe maklik dit gaan wees nie. Ja, ek het 'n paar groot skis by die huis wat jy kan leen. Daar is een ding wat Suid-Afrikaners en Koreane in gemeen het. Ek was nogal heel verbaas toe ek uitvind wat dit is. Wat ek geniet aan die rugby is, dis 'n lekker groep mense. Dis daai Suid-Afrikaanse tipe vriendskappe en die span toer elke maand. So jy kan nie sien saam met die span. Ons is as ons 'n Suid-Afrikaanse braaidag hou of so, dan sal so 20-25 mense wat opdaag. Dan gaan braai of ons gaan kamp of ons gaan 'n bietjie strand toe vir die dag of doen iets lekker. So hier is nogal 'n sterk Suid-Afrikaanse verteenwoordiging in Ulsan, wat dit lekker maak. Okay, so ek wil die net graag afneem. Hier, soos jy kan sien, 6 van ons. Koreans is bietjie weird as hulle foreigners sien. So ek gaan baie Busan toe, dis 'n baie groot stad. Letterlik op die punt amper op die ooskus, baie naby aan Japan se kant. En daar so is bietjie meer mense, bietjie meer dinge om te doen. So is lekker om te toer.
En Korea is nogal bekend vir al hulle feeste. Hulle noem dit festivals. So as dit winter is, dan as dit sneeu is, daar 'n sneeufestival of 'n ysfestival of as dit lente is in Gyeonggi waar hy bly, volgende jaar omtrent Maart, April, dan begin daai cherry blossoms, die bloeiseltjies uitkom. En dan is dit ook weer daar's 'n marathon en 'n fees vir 'n naweek en so dis nogal maklik om jouself besig te hou. Om elke maand is daar iets wat gebeur iewers in Korea. En wat van die situasie tussen Noord en Suid? Is hulle nie bekommerd oor wat moontlik tussen die twee lande kan gebeur nie? In die tyd wat ek nou al hier was daar al 'n paar keer wat ons hulle noem dit 'n basiese oefenloopie van ingeval Noord-Korea aanval. So dan gaan die hele stad staan stil vir 20 minute. Ambulanse kom verby, almal hardloop in geboue in, die robotte slaan rooi. Aan die begin, my eerste week toe ek hier aangekom het, jy beskryf toe stop als en almal hardloop in en skree en val op die grond neer en so toe vang dit my, frek, ons bly eintlik so naby. Ag maar van daar dis eintlik maar meer 'n grap op hierdie oomblik. As alles so hankie-dorie is, dan moes hulle seker glad nie die land van sonskyn en braaivleis nie. Ag ek mis my ma my. Ek mis my ma verwag maar okay. Ek mis my ma my. Nee ja, kos verseker. Kos is my eerste ding wat mis maar daai smaak wat jy aan iets assosieer van die huis. Okay, die is so topmaartes, dit is die veggie afdeling, dis die gewone rakke. Twee Suid-Afrikaners hier voor my. Ja, Koreans is bietjie snaaks as hulle jou sien, want hulle is nie gewoond aan buitelanders nie. Ek soek al 8 weke vir 'n komkommer soos wat ons in Suid-Afrika. Ek het 3 of 4 verskillende komkommers en almal is selfs hulle brood is soet, verstaan jy? Dis soos suiker, dit voel of jy suiker in plaas van sout ingooi. So alles smaak, alles wat jy by die huis as jy dink jy gaan 'n toebroodjie maak met 'n bacon en kaas op of iets, hy proe nie soos wat hy by die huis proe nie. By eerste pizza was ek so opgewonde dat hy gaan 'n lekker sout sy. En toe ek by die huis kom, toe's daar mielies en soetpatats op die pizza. So ja, dit was my bitter groot teleurstelling. En aardappelpizza. Wil jy nou meer? Aardappelpizza. Maar ons is nou weer terug, dan hoor ons hoekom Engelse klasse gee in Korea soos 'n lottery is. Ons kuier in Suid-Korea by Hannes en Vanus. Hulle is daar om Koreaanse kinders Engels te leer praat. Hulle werk op kontrak en sê om klas te gee daar is soos om 'n lottery te speel. Dis nie heeltemal soos die lotto nie. Ek dink met die lotto het jy kleiner odds, maar dis dalk soos 'n lucky packet. Jou baas het maar die mag. Jy kan nie regtig iets doen nie. Jou visum, alles is aan hom geheg. So as hy nie met jou gelukkig is nie of hy het belaglike goed wat hy verwag van jou of belaglike ure of so mense weet nie lekker presies tot jy hier aankom nie. 'n Kontrak beteken nog nie baie nie. Ons het so 'n bietjie krag want die ding is hulle wil buitelanders hê en hulle skool kry status vir die hoeveelheid buitelanders wat hulle het. Hulle is nie so erg worry oor hoe baie hulle kind Engels kan praat nie, net dat hulle kan 'n kind word deur 'n buitelander Engels geleer. Status is daarom 'n snaakse ding. Die kinders hou van buitelandse onderwysers, maar vir die ouer mense is dit 'n ander storie. Oor die algemeen aanvaar hulle nie buitelanders nie. So hulle sal half uit hulle pad uit gaan om net as prins wees. Hulle sal nou nie jou aan iets nie, maar as jy nou in 'n lyn loop, sal die ou tannie nou reg voor jou inloop. Of hulle is baie te doen. Hy sê by jou loop, dan sê ek so oom, hallo, hy sal jou in jou vasloop. Sê ek so, ja, so nie hulle is nog nie baie westerling verwelkomend. Maar hulle is skaars. Die jonger generasie is baie oop teenoor buitelanders. Wel, daar is nog 'n ding wat Suid-Afrikaners en Koreane in gemeen het. Ja, ek dink hulle heg baie meer waarde aan die natuur. In die sin van dat as jy 'n park in 'n stad kry, sal hy baie mooi versorg wees en opgepas wees, alles en so ja, daar's altyd mense wat daar loop en hulle geniet dit baie, lyk dit my. Ja, die landskap is pragtig. Ons het baie berge agter, baie bome ryk, verskriklik.
Hulle het so 4 groot nasionale parke wat ons in gaan hike het laas jaar. Wat pragtig is. Dit is regtig mooi buite. Daar is baie verskille tussen Suid-Afrika en Korea. Die verkeer is stadiger as in Suid-Afrika, so daar's minder ongelukke. Die kos, dit bly maar 'n uitdaging. Maar wanneer dit kom by partytjie, in enige taal bly dit dieselfde. Hulle is nogal lief vir hulle naglewe. Hulle sal heel ons sit en eet en kuier. Hulle is nie soos ons nagklubs effek. En nagklubs maak ook nie 2 uur toe. Hy sal ook tot die son op. Maar ja nee, hulle is baie sosiaal. So soos hy sê, dit sal om 'n tafel wees met soju, met kos. 3 uur in die oggend sal daar 'n restaurant iewers oop wees. Daarmee is ons terug by die kospotte en dit kan nogal eksoties wees. Hulle eet seekatpote wat nog lewendig is. So hulle sny die poot af en dan hy kriebel nog so. So vir hulle is dit 'n sensasie as hy nou hier in jou mond vassit, dan moet jy nou eers hy suig dit vas. Hy's nog so lewendig dat daai ou bootjie gaan nog so tot hy afgaan. Hulle amptelike drankie is soju. Dis effens soos sake in Japan. Hulle drink dit ook som alles. Elke ete sal hulle soju bestel. Dis hulle drink dit soos water. Maar ek kan daarom sien hy geniet sy tyd in Korea en dit beteken baie om te sien hy's gelukkig en hy sien nuwe dinge. So, dis goed om hom aan die ander kant te sien, maar ons mis hom nog steeds verskriklik. Ek bekommer my altyd oor jou kind of hy nou 8 of 28 of 38 jaar oud is, sal jy seker altyd bekommerd bly of hy nog genoeg kos het en of hy warm slaap en of hy gesond is. So dit is moeilik om altyd te weet hoe gaan dit werklik daar, want hulle wil mos altyd vir jou laat glo dat dit goed gaan, maar jy weet nie altyd. Oral om die wêreld vertel Suid-Afrikaanse expats vir ons van alledaagse dinge wat vir hulle vreemd is. Vir Hannes en Vanus is dit die beligting in Korea. Alles is neon. Ja. Hulle is neon bedinges. Elke gebou is neon ligte oral. As dit donker word, dan ek dink satelliete tel Korea eerste op. En daar los ons die 2 jong onnies in 'n anderste land met verblindende beligting. En ons reis terug Afrika toe. Noord-Afrika, Libië. Die land en sy mense se geskiedenis is goed opgeteken oor 'n tydperk van om en by 10.000 jaar. Neolithies, Fonisiërs, Grieke, Romeine en Turke, hulle het al almal 'n draai gaan maak. Met die Tweede Wêreldoorlog het die Engelse ook in Libië beland. En nou die dag kom Jenny van Huisteen daaraan. Sy het toerisme studeer en gewerk in die bedryf vir rukkie. En toe het ek heeltemal van werk verander vir persoonlike redes en besluit om op 'n skip te gaan wat rondom die wêreld reis en dis eintlik 'n boekeskip. Dit vat boeke oral na lande wat nou nie goeie boeke het nie. En baie keer het ons ook kans gehad om kinders en volwassenes 'n bietjie Engels te leer en dit was baie lekker. Die skip het my baie goed geleer. Dit het my geleer dat ek baie van die Arabiese mense gehou het. Die kultuur het vir my aangelok. Ek hou baie om in 'n vreemde kultuur te woon. Ek hou baie van klas gee en ek hou baie van Engels klas gee. En net daar slaan haar lewe 'n heel ander rigting in. Van die bemanning wat al in Libië was, het hulle van gesê, luister, ek weet daar's Gaddafi daarso, maar hy het nou net die land oopgemaak vir Engels weer. Want vir baie jare mag die mense glad nie Engels geleer het nie. So daar was 'n hele generasie van mense tussen die jare van 20 en 40 ouderdom wat glad nie Engels gehad het nie. So ek het begin nou uitsoek vir die Libiese poste en ek was toe op 'n Skype interview met hulle en hulle het onmiddellik vir my aanvaar en 2 maande later was ek in Libië. En dit was 7 jaar terug en ek is nog steeds hierso. Jenny vertel dat daar toe nog 'n oorlog uitgebreek het en sy is terug Suid-Afrika toe, maar nie vir lank nie. Nou is sy terug en gee klas by 'n internasionale skool. So Ireland at the moment has a challenge that they've got an aging population. Eers was ek 'n Engelsonderwyseres en nou is ek by 'n internasionale skool waar ek klas gee vir graad 10, 11 en 12 in aardrykskunde en geskiedenis. En as jy onderwyseres is of 'n onderwyser is, dan het jy baie wasta noem ons dit. Dis
verhouding wat jy bou met hierdie mense en verhoudings hierso is baie meer belangriker as wat jy het op papier. Libië mag dalk myle van ons af wees in die noorde van ons vasteland. Maar volgens Jenny is daar baie ooreenkomste tussen die lande. En die Libiërs is nes partye Suid-Afrikaners. Hulle hou van familie, hulle hou van saam wees. Hulle kan nie dink dat ons eintlik op ons eie sal wil wees nie. Hulle is heeltemal geskok as ek sê ek bly alleen en hulle sê, "Ai, shame, hulle is so jammer vir my dat ek nou alleen moet bly." Hulle is baie gesellig en jy kan sommer enige tyd kom kuier. Dan sal hulle tee en koekies en alles uitkry van julle. Hulle sal nooit vir jou sê, "Wel, nee, dis is eintlik 'n ongemaklike tyd vir my." Nee, hulle sal dit nooit sê nie. Soos baie Suid-Afrikaners is Jenny se familie buite en suid versprei. Hoe voel hulle oor haar verblyf in 'n land wat glad nie stabiel is nie? Wel, hulle dink ek is heeltemal gek, maar hulle het geweet ek wil altyd gaan rondreis en ook in 'n vreemde land gaan bly en hier is ek nou. Maar ek weet meeste van my vriende en die res van my familie is baie bekommerd en hulle vra my altyd, "Is jy seker sy's alright?" Sê ek, "Ja, sy het iets op Facebook gepost." Sy's alright. Ja, ek moet nie te lank van Facebook af wees nie, dan bekommer hulle 'n bietjie. Maar dit is 'n bietjie moeilik want die internet daar is nie eintlik baie goed nie. Soos baie stadig, sodat baie keer is al hele maand dat ek nie op Facebook is nie want dit is net te veel moeite om op te gaan want dit is so stadig. Ja, en eintlik is ons lewe daar eintlik heel normaal. Mense hierso, dit klink asof daar 'n groot bloedbad is, maar regtig daar is nie. Daar is sekere plekke waar daar gevegte is, maar in Tripoli self is dit 'n normale lewe. Ons gaan werk toe, ons gaan inkopies doen en so aan en heel wat 'n normale lewe. Dit is eintlik baie lekker daarso. Ek geniet dit terdee. Laat hom koffie maak. Jy daar skool? As jy hier so in 'n land kom bly, dink ek jy moet eintlik probeer ten minste om hierdie taal te leer en 'n bietjie te gaan gesels. Ek kan nou heeltemal vlot met taxi bestuurders en restauranteienaars gesels. Ek is nog aan die leer. Maar dit is 'n tamelike moeilike taal, maar baie interessante taal en dis die basis van baie ander tale. Wel, as ek in Suid-Afrika is, dan besef ek wat ek van daar af mis. Ek mis die roep van die muezzin as hy nou die adhan, die gebed roep, elke 5 keer 'n dag. Dis interessant vir my dat ek dit sou mis. Dit is so lekker hierso, dit is so stil. Dis wat ek eintlik mis as ek nou in Libië is daar net mense rondom jou die hele tyd en maar hierso kan jy wegbreek en dis lekker stil, daar's woude waarin mens kan loop. Ek hou verskriklik van die woestyn, maar mens kan nie juis op die oomblik daar uitgaan na die woestyn toe nie. So hierso om in die woude te gaan stap in Suid-Afrika en net so 'n bietjie stil te kan wees. Dis wat ek regtig mis. Ons is nou weer terug. Dan gesels ons met Jenny van Huisteen oor kos, kleredrag en kultuur in Tripoli, die hoofstad van Libië. Ons kuier by Jenny van Huisteen in Tripoli, Libië. Sy is 'n onderwyseres en alhoewel sy as 'n Suid-Afrikaner baie veilig voel, is sy nogtans versigtig. Wel, destyds het ek in downtown gebly en toe kon ek eintlik oral rondloop tot laat in die nag. Maar deesdae kan ek dit glad nie doen nie. Ek voel heeltemal gemaklik hierso, eintlik as 'n Christen. Ek word wakker natuurlik elke oggend met die adhan wat hulle uitroep om te kom bid. Maar vir my is dit eintlik 'n doodnormale ding nou om dit te hoor en dan weet ek waar ek is. Ek is nou in Libië, ek is nou in Tripoli. Hierso is kerke. Ek gaan na die kerk toe in die Oudstad. Dis 'n Anglikaanse kerk en daar's baie mense daarso van die buiteland. Ons gaan op 'n Vrydag gewoonlik want ons het Vrydag en Saterdag naweek, nie 'n Sondag nie. En dis ook aanbidding, maar dis ook gesellig wees saam met hele klomp buitelanders. En wat van die hijab? Westerse vroue is nie aldag gemaklik met Arabiese kleredrag nie. Hierso, jy kan normale klere dra. Ek dra glad nie 'n baie of 'n serp oor my kop of niks nie.
Hulle het eintlik my gevra om dit nie te doen nie, want hulle wil weet wie elkeen is en waar jy staan in jou geloof. So ek dra normale klere. Hulle het net my gevra toe ek eers hier aankom dat ek eintlik modest klere moet dra. Jenny sê dat Noord-Afrika cuisine haar mond laat water. En in die kosdepartement is daar ooreenkomste met Suid-Afrika wat opmerklik is. Ek mis nie braais nie, want hulle hou verskriklik baie van braais hierso. Maar hulle weet nie hoe om die vleis op te sny nie of gaar te maak nie. So hulle kap dit sommer in happe en dan gooi hulle dit op die vuur en dan doen hulle dit totdat dit leer is en dan neem hulle van die vuur af. Maar as die Suid-Afrikaners by hulle bykom, sê ons net, wag net, ons sal vir julle braai. En dan braai ons. En eintlik is Libiërs nie eintlik trots op hulle kos nie. Hulle dink dis kos van die woestyn of kos van oudtydse mense. En hulle het 'n spesifieke pasta wat hulle rishta noem. Dis nou 'n bietjie van 'n dik pasta. En saam met hom kom nou tomatierige sous en iets amper soos biltong wat hulle noem gedid. En dit in alles ingemeng en dit proe absoluut wonderlik en dis my geliefkoeste maal. En hulle kan dit nie glo dat ek eintlik Libiese kos van hou nie. En so hulle is eintlik skaam om van hulle kos te praat, maar as hulle hoor dat ek so baie daarvan hou, dan elke keer as ek by mense gaan kuier, dan wil hulle weet, okay, waarvan hou jy? Dan maak hulle dit vir my. So dis eintlik baie sweet. Musiek en kos laat mense vergeet hoeveel hulle verskil. En die mense in Libië is net so gasvry soos ons. So verlede jaar het ek by my Libiese vriende, familie wat nou vir my familie noem, hulle het uitgevind dat ek nou op my eie in Tripoli gaan wees vir Kersfees. Toe sê hulle vir my, nee, jy kom bly by ons oor Kersfees. Nou hulle bly in die woestyn. Hulle bly in Misda, 'n klein dorpie in die woestyn, in die semi-desert, omtrent soos die Karoo. Bly hulle in hierdie plek en hulle het op pad soontoe was daar 'n klomp bome. Toe stop hy daarso onmiddellik en hy kap die een boom af en hy sit er bo op die kar en ons ry verder. En toe het hy my gevra, okay, wat kom op die boom nou? Toe sê ek nou ligte en alles anders sulke goed. Toe sê okay, kom ons gaan soek hulle. Toe kry jy 'n paar skoenkartonne wat jy in skoene insit. En wrap en geskenkpapier. En hy het gesê die kinders en ek moet nou hierdie goed nou mooi oprap en soos Kersgeskenkies onder die boom sit, sodat dit nou fake geskenke is. Sodat dit daarom kan lyk as ons die nou foto vat dat daar baie geskenke is. Nou dat haar nuwe land haar so omhels, dink sy ooit aan die pad huis toe. Ek het altyd gesê ek sal terugkom as die Here my terugroep. Of miskien as dit 'n bietjie onveilig hierso raak en ons kan nie meer uitgaan nie, of regtig sal ek terugkom as ek nou voel ek kan nou niks meer hierso doen nie, dat my werk hierso verby is, dan sal ek maar huis toe kom. Wel, ek moet sê dis 'n brawe Suid-Afrikaner wat vir haar nuwe lewe begin het daar in die noorde van Afrika. Jenny, sterkte en bly veilig. Maar voor ons vaai, van wie afkom ons video postkaart die week? Kom ons kyk. Wonderlik, son en toe ek weg is by die huis was dit -10, so dit is 'n groot verskil. Ek dink as 'n mens in 'n ander land bly, is mens altyd 'n bietjie verskeur, maar dit is wonderlik om te kan terugwees. Wel, ek het gekom om eerstens Olivier se uitstalling te organiseer by die Allianz, soos jy nou vanaand kan sien, en ook net om 'n bietjie weer my wonderlike land te besoek, en ek het nou al in 5 dae meer as 2000 km gery, saam met ander Franse vriende wat ek die plek gewys het deur 7 Weekspoort en allerlei klein plekkies wat baie mense die Suid-Afrikaners nie eens was. Ja, en ek geniet dit baie, en dan na die Allianz in Kaapstad gaan ons ook Johannesburg met dieselfde uitstalling. Ons kunstenaars is wonderlik. Ek wil, een van my gunsteling kunstenaars is Shani van der Berg bijvoorbeeld in Stellenbosch, en dan 'n vriendin Susan Vriendeling wat baie wonderlike dinge doen ook. En almal, en soos Louis wat nou vanavond hier ook aangekom het, Louis Jansen van Vieren en sy vriend Hardy wat ook 'n plek het in Frankryk. So dit is lekker, daar's wonderlike kunstenaars in Suid-Afrika en die talent is wonderlik. En daarmee groet ons julle vir hierdie week, waar in die wêreld julle ook al mag bevind. Hannes en Vanus van Suid-Korea en Jenny in Libië, baie dankie dat julle vir ons 'n blik in julle lewens gegee het, wat soveel anders is as ons sin.
Skryf asseblief vir ons by admin@visioninafrica.co.za en vertel van ons van julle mense wat landuit is. Ons webwerf is watv.co.za. Soek vir Kousa op Facebook, YouTube en Instagram met die teken Kousa Via. Van my, Ilana Afrika Bredenkamp, tot volgende keer, wat ook die laaste program in hierdie reeks is. Totsiens!